Goeiemôre gemeente, ons stap hierdie week verder langs die Via Ignatia saam met Paulus en sy reisgenote deur Thessalonika na Berea toe. So we gaan lees vandag Handelinge 17 vanaf vers 1 tot en met vers 15. In Thessalonika het Paulus 3 Sabbatdae in die sinagoge uit die skrif met die Jode geredeneer en party het hom geglo. Maar einde ten laaste veroorsaak dit 'n oproer en hulle word uiteindelik aangekla. Ons lees in verse 6 tot en met vers 7, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Dit word so hard gestel. En hulle sê, daar is 'n ander koning, Jesus. So hoor die politieke spanning daarin. In 'n stad waar keiseraanbidding dominant is, was die belydenis Jesus is Here gevaarlik, want dit het beteken die keiser is nie die Here nie. Die evangelie van die koninkryk was nooit polities neutraal nie. Dit het natuurlik, soos ons weet, baie oproering en 'n nuwe koninkryk aangekondig, wat nie die dominante diskurs van die tyd ondersteun het nie. Toe van daar af vertrek hulle na Berea, en hier kry ons een van die mooiste komplimente in die hele Nuwe Testament. Lukas noem die Bereane ontvankliker as die in Thessalonika, want hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is, soos Paulus sê. Die Bereane was anderste tipe mense wat weer met warmte hierdie nuwe predikers ontvang het. Hulle het die woord bereidwillig ontvang met 'n oop hart. Hulle het self die skrif gaan toets en hulle harte was ontvanklik vir die woord. Die Bereane se gegretigheid om self te grawe en aan die woord te toets, plaas 'n ernstige lig op ons vandag. Hoe gereeld toets ons die woord in Bybelstudietyd? Of neem ons alles wat ons hoor as die waarheid op? Vir ons is dit 'n uitnodiging. Moenie net luister nie. Gaan ondersoek. Maak die Bybel saam met my oop hierdie week. Vra jouself vandag, is jy meer 'n Thessalonisense of 'n Bereaanse luisteraar? Een wat reageer op die onmiddellike boodskap, of een wat self die skrif gaan oopslaan en toets? Kom ons bid saam. Here, maak my soos die Bereane, 'n oop hart wat met warmte saam met die geloofsgemeenskap wandel, en 'n oop Bybel om alles aan u woord te toets. Bewaar my van 'n koue skeptisisme en van blinde gelowigheid. Mag ek biddend en met die Gees se leiding groei in u woord en roeping vir my. Amen.